Ek hoop nie dit gaan te lank vat nie. Ek verwag my vervoer enige oomblik. Ek het 'n baie vroeg klas. Ek is diep teleurgesteld in julle albei. Ons al twee. Toe Antie weg was, Vir 'n dirty weekend. was dit sy wat 2 keer gearresteer was. Okay, dan is ek 'n bietjie dieper teleurgesteld in Esther. Ek was elke keer losgelaat met 'n ligte waarskuwing. Onthou asseblief, soos meneer Zuma sê, 'n mens is onskuldig totdat jy jouself in die hof vaslieg. Watter meneer Zuma sê dit? Die een wat ons studio skoonmaak, Philemon Zuma. Hey, hou op om my onderwerp te verander. Wat is die onderwerp? Auntie Bessie se dieper teleurstelling in jou. As ek die volgende keer vir 'n naweek weggaan, los ek my selfoon by die huis en ek sê vir niemand waar ek is nie. My foon het gelui soos 1011 tydens 'n Christmas crying wave. Nee, Auntie oordryf nou. Ek het net so 2 of 3 keer gebel. Check my call log. 14 keer. What a passion killer. Sorry, maar meeste van die oproepe was noodgevalle. Boel. Dis net 'n noodgeval as daar bloed en pyn by betrokke is. Wat van emosionele pyn? Dit tel net as jy gay is. Wat van 'n pyn in die poppel? Maar dit nog minder. Die arme Hannes het dit later so op sy senuwees gehad, hy kon nie meer die mas opkom nie. Maar dis te persoonlik. Hou asseblief op om my daaroor uit te vra. Oom Martin het Saterdag aand gebel. Hy was woedend toe hy hoor Antie is Durban toe saam met 'n wildvreemde man. Maar wat verwag hy? Ons is geskei. Moet ek nou die res van my lewe droogwerk by die huis sit? Ek dink oom Martin was geskok oor Antie se losbandigheid. Hy het vir Antie allerlei rowwe name genoem. Is dit so? Sê vir daai dobbelende dronkklap, hy's nie naaste by die man wat groot Hannes is nie. Maar ek was besig om julle uit te trap. Shut up oor my persoonlike besigheid. Oeps. Daar's my bussie. Ek moet vlieg. Antie kan maar aangaan om haar lekker uit te vreet. Ek sal môre by Antie al die sappige detail hoor. Bye. Sit Esther, ek is nog nie klaar met jou nie. Ja, maar ek mag nie laat wees vir my klas nie. As Antie wil raas, raas by die hoender. Hy verpes die honde al die hele naweek. Jy moet ophou my honde so te tart. Net nou vererg een hom vir jou en byt jou flenters. Dan moet jy nie by my kom huil nie. Get a life. Gaan verpes 'n wurm of een van die gaanse. Iets meer op jou vlak vir Piet se. En nou, Bessie, het jy alweer begin rook? Nee, maar vanoggend het ek 'n sigaret nodig. Daai 2 Bloemfontein blonds gaan of vir my 'n nervous breakdown gee. Dit is maar net jonk en jikkerig. Hulle ouers gaan te kere asof dit my skuld is dat sy kaal oor 'n cricketveld gehol het. Is dit nie geweet die mense met hulle TV-kameras gaan daar wees nie? Dit was 'n international one-day cricketwedstryd tussen Engeland en die Proteas. My bloody hoender het geweet die TV gaan daar wees. Ek dink daar was dalk drank betrokke. Dis hoekom my broer so kwaad is. Hy reken ek moet toesien dat sy meisiekinders nie drank gebruik nie. Jy was dan die hele naweek weg gewees. Maar kon jy nie 'n oogie hou nie? Ek maak staat op jou as ek nie hier is nie. Dis nou alles my skuld. Maar jy was die enigste verantwoordelike groot mens hier. Ek het 5 leë champagnebottels in die asblik gekry. Gaan jy nou maak asof jy niks daarvan weet nie? Ons het 'n champagne breakfast net hier gesit en geniet. By 'n champagne breakfast moet mens net 1 glasie drink en die helfte van die glas moet lemoensap wees. Nou weet ons ja. Maar ons het so lekker gekuier toe ons weer sien toe drink ons die champagne soos koeldrink. Was erg genoeg dat daai kaal hollery tot vervelings toe op die TV was. Ek hoop net nie eens in vandag se koerante nie. Sal nie wees nie. Daar was genoeg misdaad en moord hierdie naweek. Dit sal die koerante vol maak. Daar's niks op die voorblad nie. Hel, wat is dit? Wat? Kaal Bas 3 kuns op Wanderers. Gee dit liewer, jy moet dit nie lees nie, dit gaan jou net ontstel. My koerant, ek gaan dit lees. Lees dan hardop sodat ek ook kan hoor. 'n Vervelige en aksielose cricketwedstryd tussen die Proteas en die Engelse het skielik in die 18de bilbeurt begin lewe kry toe 3 fietse boerenoontjies kaal op die veld begin naal het. En dan tussen hakies foto onpubliseerbaar. Dis jammer. Dis 'n blessing. Esther se ma sal 'n hartaanval kry. Sy's klaar nie lekker nie. Ek dink Bloemfontein doen dit aan 'n mens. Lees verder. Die skare het uit volle bors gejuig, dillery gesing en spontaan 'n Meksikaanse golf begin maak. Die cricketraad met sy beperkte begroting het net 1 kaal naal toemaak kombers op die veld beskikbaar gehad. En daar moes lank gesoek word voor daar 'n ander kombers en laken
by die BEE St. Jonas ambulansdienste verkry is om die ander 2 dametjies se naaktheid te bedek. By die ambulansdienste kry mens niks nie. Nie eens 'n kopseerpil voor jy hulle helse kontant deposit gee nie. Vra maar vir Precious. Hoor hier. Een toeskouer het die ou Suid-Afrikaanse vlag ter bedekking van die naakte liggame aangebied, maar die owerhede het dit met minagting van die hand gewys. My ou Boeta Doons het 'n ou Suid-Afrikaanse vlag onderbroek. My vrese is bewaarheid. Oor die onderbroek. Nee, oor die strieker se name. Die Wilpse Kaalnales is 'n rooikop sekretaresse van Sandton, Shakira Swanepoel, 'n donkerkop danseres van Duinfern, Brittany Botha, en die soepel vooruitstrewende blondine, 'n lugwaardin van Banana Airways, Hester Beste. Dis 'n drukfout, dit moet wees Esther Beste. En is die lugwaardin van Banana Airways ook 'n drukfout? Helse ene. Jy moet die koerant bel en vir hulle sê hulle moet dit dadelik verander na dansonderwyseres van die Martha Curry Dancing Academy. Ek dink die 3 varkies het gelieg oor hulle name. Shakira, Brittany, Hester, wat sê dit vir jou? Wel, dit sê vir my in hierdie huis gaan 'n helse bom ontplof. En 'n atoombom in Bloemfontein is Esther se ma die volgende brokkie nuus lees. Klik op die webwerf www.boobiebambam.com vir die betrokke foto's en 'n video. Waar's Esther? By die dancing studio. Antie, die keer gaan ek haar vermoor. Maak net eers die voordeur toe. Mevrou Fischer gaan weer sê ons gaan soos white trash te kere. Mevrou Fischer se maase. Wag, ek skink 'n bietjie vir jou iced tea. Peach flavor nog. Ek het Esther seker al 10 keer op haar sel probeer bel en al wat ek kry is 'n stupid boodskap wat sê, "I have no comment. Goodbye." Ek het haar ook probeer bel. Toe het ek nou maar 'n SMS gestuur. Weet Antie wat sy gedoen het? Ek dink die hele wêreld weet teen die tyd. Ek praat nie van die kaalnaal nie. Ek weet, jy praat seker van jou naam in die koerant. Kom sy dit doen? Ag, ek dink hulle het al 3 oor hulle name gelieg. En Esther kon nie so vinnig soos die ander 2 aan 'n ander naam dink nie. Antie, cover vir haar. Ek dink sy het dit aspres gedoen. Ons sal uitvind as ons met haar praat. Dit het vir my verskriklike moeilikheid by die werk veroorsaak. Wat bedoel jy? Toe ons land, toe word ek na die groot baas meneer Naidu se kantoor ontbied. Vir wat? Sodat hy my kan uitvreet oor my kaalnalery wat die maatskappy se naam in gedrang kan bring. Maar dit was Esther, sy werk nie daar nie. Sy hou nie eens van vlieg nie. Ek het probeer verduidelik, maar meneer Naidu sê net, daar is geen foto's nie en in sy koerant staan daar duidelik, "The busty blonde Hester Bester from Banana Airways." En sover hy bewus is ek die enigste Hester Bester wat daar werk. En hy sou lieg as hy moes sê dat ek nie 'n busty blonde en all is nie. Eet nog 'n ou koek, sustertjie, die suiker is goed vir die skok. Ja, dit gaan 'n mors wees. As ek ontsteld raak, skiet ek 'n kat. Nee, drink al liewer net die iced tea. Meneer Naidu het my voorlopig van die internasionale vlugrooster afgehaal en hy het my 3 dae gesuspend. Met betaling, I hope. Ja, met betaling. Toe die kommissie van ondersoek hulle ondersoek afgehandel. Wat 'n klomp twak. Kan ek en jy en Esther nie maar net in die kar klim en daai meneer Naidu gaan sien nie? Dinge moet deur die regte kanale gedoen word, Antie. Dit klink vir my maar baie anal retentive. Wat's dit? 'n Pyn in die divorcepype. Dis maar hoe alle groot maatskappye se bestuur eintlik is. Ja, maar die meneer Naidu kom ons net op daai bummiebum.com webwerf na die foto's en die video's gaan kyk. Hy sal vinnig sien, is dit jy wat daar kaal oor die veld wabbel nie? Esther besef nie wat sy gedoen het nie. Ek glo nie sy besef dat enige iemand in die wêreld nou na daai webwerf kan gaan kyk nie. Van 'n Eskimo in sy igloo tot 'n Porra-land, 'n Arabier op sy laptop langs 'n piramide, 'n Chinaman in sy takeaway in Australië. Antie bedoel seker in China. Ja, daar ook, Chinamans is oral. Ek het bedoel, Esther besef nie die repercussions wat sy vir my by my werk veroorsaak het nie. Ek gee nie om wie in die wêreld haar kaalbas sien nie. Ek gee om en jou ouers gee om. Dis van Esther. Wat sê sy?
Is dit veilig om huis toe te kom? Japie, my skapie, ek verlang na jou. Kalkoentjies trap al so, al so, al so. Kalkoentjies trap al so, al so, al so. Hey, ek hoop jy het jou hande gewas voor jy daar begin speel het. Natuurlik, ek weet die klavier Is heilig. Was my oorlede ma se. En tye soos die mis ek haar vreeslik. shame. Sy kon dan vir jou 'n ding vinnig uitsort, sonder om ooit haar stem te lig of 'n vloekwoord te gebruik. Vir my is dit onmoontlik, ek is gay. Vir meeste mense is dit onmoontlik. Ek aard na my pa, kort van draad of vuil van bek. As Albertus kwaad raak, begin hy hoë Afrikaans te gebruik. Goed soos, dit stuit my voor die bors en des nie teenstaande. Dit is 'n metafoor, dat is 'n paradoks. Ek verstaan nie 'n flippend woord nie. Ek verkies eerder 'n paar hou op die bout met 'n kleureborsel en klaar. Martin was ook so. Het ek begin smart praat? Nee, hy het 'n pak slaag verkies. Is dit? Ag man, hou op om oor hom te praat, dit maak my naar op my maag. Voel Hester al 'n bietjie beter? Sy het gaan lê. Daar's niks meer in daai kind oor om uit te kom nie. Selfs die medisyne maak aan haar. Ek het maar vir haar suppository ingestop. Los maar die detail. As Esther by die huis kom, moet jy sorg dat jy hier is. Ek het hulp nodig om die vrede te herstel. Ek wit vrou alleen sal nie daai twee uitmekaar kan hou nie. Moet ek Albertus se kleureborsel saambring? Nee, alhoewel ek wens hulle was nog klein en ek hulle met so iets kan dreig. Albertus dreig om vir Precious af te dank as hy ooit weer sonder sy toestemming die posman of die meterleser in ons jacuzzi entertain. Dit is my naam. Joune het nie 'n h vooraan nie. Is dit so moeilik om dit te onthou? Matriekdrypeling. Wag, Hester. Gee haar die kans om te verduidelik sonder om haar in die rede te val. Ja, dit is baie onbeskof om mense in die rede te val. Shut up jy. Shut up, jy. Esther, praat. Dit was asof my brein skielik vasgehaak het toe die polisie om my is en hulle onder mekaar begin vuislaan om my toe te hou. Die polisie is nie meer wat dit was nie. Sien Antie hoe kies hy haar kant. Wel, shut up nou of ek gaan haal die kleureborsel. Esther, gaan aan. Sari het gesê ons moet skuilname gebruik as iemand uitvra. Het Sari haarself Shakira genoem? Ja, en Betty Britney. Toe is al die skuilname waaraan ek gedink het op. En ek moes vinnig onder geweldige druk aan 'n ander naam dink. Toe slaan ek 'n blank en die enigste ding waaraan ek kon dink was die naam Hester. Daai het jy nou die feite. Dis nie noodwendig jou naam nie. Ek ken baie ander Hesters. En wat van die van? Nie een van ons drie het gelieg oor ons vanne nie. En dis toevallig dat myne dieselfde is as jou. Sorry. Antie, ek glo nie 'n woord wat sy sê nie. Sy was moedswillig. As die gebruik van my naam dan so groot foutjie was, wat ek twyfel, wat van die gebruik van Lugvaardin en Benone Airways? Ja, wat daarvan? Draai jy nou teen my? Nee, maar dit lyk of die benspan nou aan die ander kant van die tafel sit. Dankie. Wag. Laat sy verduidelik, gee vir haar die benefit of the doubt. Alhoewel ek self amper geen meer doubt het nie. Toe die koerantmense my vra waar ek werk, het ek gedink Martha betaal my so vrot. Hoekom sal ek vir haar die waardevolle gratis reklame gee? Ek voel toe ook baie skuldig dat ek jou naam gebruik het. Miss Bruiket. Okay. Ek het gedog ek sal daarvoor opmaak om vir jou werk die gratis reklame te gee. Dis baie bedagsaam, jy's vergewe. My doubt is terug, ek is weer in two minds. Hallo! Ek is die een wat moet besluit of sy moedswillig was of nie. Sy was nie, luister jy nie? Ek ken haar baie goed. En of ek dit nou wil glo of nie, dis presies hoe haar verstand werk. Maar vergewe haar dan. Jy kan sien wat sy toestand is sy. Ja, sy. Okay, Esther, sonder 'n h vooraan. Jy gaan seker nog baie grief van Male se kant af kry. Ek is nie meer kwaad vir jou nie. Thanks. Ou sis, dis vir jou. Om sorry te sê vir al die moeilikheid wat ek by jou werk veroorsaak het. Dankie, klein sis.
Dis mooi. Ek huil sommer. Moenie, jy ken die twee. Die vrede tussen hulle is soos die bloedafvee pauses tussen rondes by 'n boksgeveg. Ja, wat? Meneer Naidu. Hoe? Môre meneer? Nee, ek is al lank al wakker. Ja, ek moet net vervoer reël. Ek seker daarvan ek sal 10 uur daar kan wees. Mag ek vra hoekom? O, ek mag nie. Nee, dis reg meneer. Ek sien meneer net nou. Hier kom dit. Ek gaan gefire word. 'n Bietjie koffie vir Antie. Gooi. Hel, ek raak te oud vir personeelprobleme. Iemand het Hetty van Aswegen se nuwe botteltjie rou aan die ouderend gesteel. Toe dit amper 'n raai veroorsaak, want sy wou uitvind wie die skuldige is deur onder almal se arms te ruik. Meneer Naidu het my nou net gebel. Die tyd van die oggend. Hy wil hê ek moet om 10 uur kom sien. Maar ek tog die kommissie van ondersoek is eers oor 2 dae klaar. Ek dink hy gaan my fire. Dan sleep ons sy karre Asemhof toe. Esther het al klaar my maal so teleurgestel. En nou gaan ek dit ook doen. Dit gaan nie gebeur nie. Gaan stort en trek vir jou aan. Ek wil ook shower en change. Dan vat ek jou met my kar na daai meneer Naidu toe. Ek sal buite sy kantoor sit en wag. En as hy dit waag om jou te fire, dan roep jy vir my. Okay, Antie. Ek is net in die regte by vir 'n konfrontasie. Wat's fout? Ek is verskriklik spyt dat ek gestreek het. Ek het my les geleer. Ek sal dit nooit weer doen nie. Ons weet dit, dis verby. Vergeet nou daarvan. Verby. Sorry het my nou net gebel. Ons was gisterand op CNA. Maar dis internasionaal. En op die BBC. Die dokter sal maar net weer vir jou maal kalmeermiddel moet inspuit. Ek dink narkose. Dis 'n nagmerrie. My voicemail is vol en daar's 223 missed calls op my foon. Hoe voel jy? Soos jy gister gevoel het. Ek kan niks inhou nie eens die medisyne nie. Ek weet. Gebruik dit. Ek sal nie die pil kan sluk nie. Wat nog inhou? Dis 'n setpil. Ek voel klaar baie beter. Dit was nie eens nodig vir Auntie Bessie om meneer Naidu te gryp nie. Ek is weer permanent terug op die internasionale vlugrooster. Ek is baie bly sis. Ek was so bang dat jy gefire sou word. Ek vlieg alweer môre. Dankie tog. Daar's ewe skielik 'n geweldige aanvraag vir besigheidsklaskaartjies. Ons is volgeboek vir die volgende 2 maande. Maar wat van die kommissie van ondersoek? Ag, is gekanselleer. Meneer Naidu kon self sien, dis nie ek wat gestreek het nie. Waar het hy dit gesien? Op CNN of die BBC? Al Jazeera. Skoon my. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. I spread my wings and fly away. Jy klink lekker vrolik. Ja, ek vlieg alweer môre. Ek weet, permanent internasionaal. Wie het jou gesê? Precious. Sy het my ook vertel dat Esther met 'n spoed die weg is na 'n very big job interview. Rubbish man. Sy het vir my gesê sy voel baie beter en sy's terug werk toe. Belly dancing studio en hoor of sy daar is? Hoekom sal sy nie daar wees? Weet jy iets wat ek nie weet nie? Ek wil nie kom steur nie, maar ek dink nie Esther is vandag werk toe nie. Nou, kom ons vind uit. Hallo, kan ek asseblief met Esther Bester praat?
Okay, dankie. Sy is nie by die werk nie. Sy's na die job interview toe. Waar? Precious het gesê, it's highly confidential en my maak beloof om my back te hou. Waar? Wat 'n raai? Banana Airways? Waar die hel was jy? Hallo ou sis. Moenie my hallo nie. Ek wil weet waar jy was. Dit was veronderstel om vir jou 'n verrassing te wees. Maar nou lyk jy so kwaai ek sien eens my lus om jou te sê nie. Was jy by my werk? Ja, En wat het jy daar gemaak? ek het vir meneer Naidu gaan sien. Hoekom? Hy het my gebel en gevra dat ek hom moet kom sien. Dis besig om mal te word. Hoekom het meneer Naidu jou gebel? Hy het vir my 'n werk aangebied. 'n Werk? Ja, Wat 'n werk? 'n baie lekker werk. 'n Baie lekker werk. Ja. En het jy dit aanvaar? Ja, kyk hier. Ek moet dit aantrek. Wat is dit? 'n Uniform nes joune. Ek kan dit sien. Is die werk dalk internasionaal? Jy paniek verniet, ou sis. Dis advertensiewerk. Meneer Naidu sê 'n mens moet 'n mens se curry eet terwyl dit nog warm is. Hulle gaan môre 'n paar foto's van my neem vir plakkate en billboards. So, dis nie vlieg nie. Nee, jy weet hoe voel ek daaroor. Dis eenmalige advertensiewerk. 'n Paar foto's, dis al. Maar jy sê nog altyd jy lyk nie goed in geel nie. Vir wat meneer Naidu my betaal, lyk ek goed in enigiets. Hoeveel betaal hy jou? Soveel. Is dit nie fabulous nie? Wanneer is die volgende internasionale cricketwedstryd?